So Louis, vandag se vraag is, hoe aanvaar 'n mens verandering sonder om identiteit te verloor? Yes, dit is 'n swaar vraag hierdie. Dit is 'n baie relevante vraag. Um want dit kan baie uh hierdie hele vraagstuk lei baie keer tot 'n deurmekaar konsep van jouself. Jy weet, toe ek 20 was, het ek so en so en so opgetree en gedink. Nou is ek 40 en ek dink anders en ek maak nou so, maar wie is ek dan nou eintlik? Wat is dan my identiteit? Jy weet, en baie mense kan heel verward raak in hulle identiteit, veral in tye van verandering. Of baie mense voel dat deur hulle identiteit te behou, moet jy konstant dieselfde optree en dink en selfs voel. En wat natuurlik lei tot ontsettende rigiditeit en ironies genoeg werk teen identiteitsvorming. So met So ander ja, woorde, dit is 'n belangrike vraag. so ja, ek wil nou vra, kom ons verduidelik dan net, wat sien jy as 'n kliniese kundige as identiteit van 'n persoon? Wat is ons identiteit? Ja. Jou identiteit is die antwoord op die vraag van wie en wat jy in jou kern is. En dit word grootliks gedryf deur jou oortuigings en hoe jy dinge sien in sekere omstandighede. Wat glo jy? Wat is jou sienings? Wat is vir jou belangrik? Nee, dit sal lei tot hoe jy optree in meeste omstandighede. As jy 'n goeie mens is en dis deel van jou identiteit, dan gaan jy heel waarskynlik glo in regverdigheid. En as jy glo in regverdigheid en jy darm genoeg geld, sal jy vir jou diere eweveel kos gee as dit etenstyd is. So jou identiteit kan voorspel wat jy sal doen en waarin jy glo of wat vir jou belangrik is. En dit sê wie jou identiteit is, nee, in 'n mate. Maar met ander woorde, nie wat jy dink of jy altyd dieselfde dink en of jy altyd dieselfde optree nie. Mens kyk na die identiteit, jou identiteit amper as die houer van hoe jy in die lewe gesien kan word en ervaar kan word. Dis soos 'n rivierbedding wat daar vas is. En die water is jou gedagtes en jou optredes. Dit verander baie, dit neem verskillende vorme, maar daar is nog steeds 'n konstante behoudendheid en 'n bekendheid rondom die kontoure daarvan. Met ander woorde, ek is Lise en maar Lise is nou die Lise, my identiteit is nou kwaad. Dis dit striebelwater. Lise nou is gelukkig. Dis dit stilwater. Lise is nou selfaanvaarding, wat ook al. Ek bedoel, dis wat jy sê. Ja, Ek bly Lise. ja, Dit bly ja, Lise regdeur. Dis die ja. Dis nog identiteit. steeds jou water in Dit is nog dieselfde steeds my bedding. water, dis nog steeds net Lise. So, okay, en dit is identiteit. Ja. Nee, want identiteit dis nie 'n foto nie. Dit is 'n verhaal met baie hoofstukke in. So identiteit is eintlik iets wat jy heeltyd besig is om te word. En die kere toe jy 'n tiener was, gedink het jy gaan die wêreld red en almal is onregverdig, en toe jy 'n kleuter was, het jy dit geglo in Vader Kersfees, en toe jy in jou 20's was, het jy so geglo. Dis nie dat jy nie identiteit gehad het nie, dit was alles hoofstukke van jou identiteit wat besig is om te vorm en nog altyd sal vorm, as dit sin maak. Met ander woorde, kan mens dan kyk na verandering? Kom ons dink soos 'n egskeiding of aftrede of sulke groot, jy weet, jy word 'n ouer of iemand sterf, dit groot verandering in jou lewe. Kan mens dit dan sien net soos 'n kronkel in die rivier waar die identiteit bly nog steeds die bedding van die rivier. Jou identiteit gaan nie verander nie. Dis net dat dit kronkel so bietjie of jy mag miskien baie water oor die walle hê, so jy mag so bietjie te mekaar raak vir 'n oomblik. Is dit dink jy wat gebeur met groot verandering? Kom ons neem dit as 'n voorbeeld. Jou identiteit sal altyd nie onderhandelbare faktore in hê nie. Kom ons kyk na daai egskeiding byvoorbeeld wat jy van praat. Jy glo in lojaliteit, jy glo in ondersteuning, en jy glo in gelykheid. Dis wie jy is, dis jou identiteit. Maar vanweë die egskeiding raak jy dalk nou so verbitterd
dat jy vir 'n lang ruk nou glad nie jou vriende wie jou bel om hulle help om hulle spaarwiele om te ruil ondersteun nie. En jy dink ook sommer dat daar is geen plek nie en kyk hoe is jy behandel en 'n netwerk uit soos dit moet nie. Jou identiteit het nie verander nie, jy glo dit nog steeds. Dis net daardie kronkel in die plek. Jy gaan jou gedrag miskien anders maak vir 'n tydjie. En later in die volgende verhouding gaan jy dalk bietjie anders optree ten opsigte van dieselfde oortuigings wat jy het van lojaliteit en ondersteuning en gelykheid, maar jy gaan dit dalk bietjie anders benader of bietjie versigtiger so doen. En dit is wat verandering wat saam met identiteit loop eintlik behels, as dit sin maak. Ek kan natuurlik ook indink dat wat jy dink aan gender en die gesprekke wat ons elke dag kyk en lees en hoor, en dit is en dit alles te doen met identiteit en tog aan die einde van die dag moet ek dink ons vereenvoudig die gesprek geweldig nou om net die konsep van identiteit te verduidelik. Maar dit bly nog steeds 'n baie komplekse ding, want hoe jou rivierbed gaan lyk en hoe die water in die rivierbed op 'n sekere tydstip gaan wees. Dit alles gaan 'n rol speel, die konteks van daai een oomblik. Nou, sien ek dit reg? Ja, daar sal so baie goed 'n rol speel dat wat eintlik alles nie binne in jou beheer is nie. Jou vooropgestelde DNA-konstruksie, jou epigenetika, die kronkel in die rivierbedding, die weeshuis waarin jy beland, byvoorbeeld, of die egskeiding. Die terugvoer wat jy kry van ander, die kultuur waarin jy groot word, die ekstreme omstandighede waarin jy blootgestel word, wat jou éventueel by die vraag en die antwoord gaan bring van wie en wat is ek nou eintlik? En onthou, mense raak nie mekaar met hierdie ding. Want as jy by die kerk is, dan maak jy nou nie so baie grappies nie en jy's dalk bietjie meer gefokus. As jy by die braaivleisvuur is, dan lag jy jouself simpel en drink nog 'n 4de glas wyn. Partymal behandel jy iemand hoflik en partymal voel jy maar die persoon verdien dit nie. En dit maak jou deurmekaar oor daardie identiteit. Maar onthou, die identiteit is nie 'n vaste konsep nie, dit is heeltyd 'n vloeibare konsep. Die dam verander heeltyd van vorm, maar dit bly 'n dam. So eintlik wat ons sê is, dit is vloeibaar, dit bly 'n dam, dis net dat jy moet dit maar net, dis wat jy moet leer. Dis die eeue ou vraag, wie is ek? Is dan nou wat jy leer van jouself, en omdat ons in verskillende kontekste onsself wil bevind, moet jy net altyd onthou, die wal is nog steeds daar. Dis miskien net sien jy dit nou nie, maar jy hoef nie paniekerig te raak oor dit. Ja. Jy is daar. So jy kan dit vir jouself waarneem deur amper 'n 3 punte af te tik. Jy kan eers vra, maar wat is dit wat verander? Is dit my verhouding? Is dit my roetine? Is dit my rol? Ek is nie meer 'n broer of so nie, ek is skielik nou 'n vaderfiguur vir die hele familie. Dis wat verander. Wat bly oor? Wat glo ek nog steeds? Wat is motiveer vir my? Wat is vir my belangrik? En hoe gaan ek dan nou wat vir my belangrik is uitdruk in dit wat verander het? Gesien dat ek nou nie meer in hierdie rol werk nie en gesien dat my roetine verander het, hoe gaan ek dit nou nog steeds kan uitleef wat ek in my kern wat oorgebly het? Dit is hoe mense dit sou benader, sou ek voorstel. Verskriklik interessant. Mense, as julle vrae het, want ek dink dit affekteer ons almal oor hoe ons oor onsself dink. En natuurlik sou ek ook aanraai dat mense sukkel daarmee, dan gaan sien 'n mens iemand en mens gaan werk dit uit en vroeg en veg tot jou identiteit vir jou duidelik is. Maar indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus daar as jy wil kontak maak of meer wil weet oor hom. Gaan kyk daar, deel die gesprek. Natuurlik, ons weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. En dan die heel belangrikste aan die einde van die dag, die heel belangrikste is, kyk mooi na jouself.